al die Suid-Afrikaanse kykers wat net so lief is vir Afrikaans soos ek. Celine Slabbert hier so in Kent, pragtige gedeelte in Suidoos-Engeland. Ek wil net vandag sê, ons lewendig in die buiteland. Ons praat dit oggendmiddag en aand in ons huishouding. Ek lees soveel Afrikaanse leesstof as wat moontlik is, en selfs in ons Engelse kerk volg ek in my Afrikaanse Bybel. Afrikaans is by een van die mooiste en beskrywendste tale. Kyk, woorde soos fopspeel en spookasem. Hoe kan jy nie lief wees vir so 'n taal nie? Dit vat ook emosie en situasies net so raak. So net vinnig met afsluiting wil ek 'n klein gedeeltjie van 'n Breiten gedig met julle deel, wat my emosies so vasvat wanneer ek aan Afrikaans dink. Wanneer jy die taal van my wegneem, ruk jy die hart uit my drome, om dit te vervang met die mondmaniere van 'n tong wat nog net die blinde werk van mure kan doen. Ek sien al my liefde en julle moet 'n baie wonderlike eeufeesviering hê. Ons vier kliphard hier so in Kent saam met julle. 'n Lekker dag. Totsiens almal. Ons vier fees en dit was 'n boodskap vanaf Celine Slabbert wat die rol van die superfeeks Liana Jooste in Agter elke man vertolk het. Onthou jaar. Sy woon nou al vir meer as 20 jaar in Engeland waar sy werk as 'n gerespekteerde dramaturg. Nou van een legende in een deel van die wêreld na 'n ander met die Springbokke se 1995 Wêreldbekerspan se wenner Henny Leroux. Henny, lekker om jou saam met ons te hê, ou maat, daar regstreeks uit Port Elizabeth uit. Goeiemôre. Ek dink die eerste vraag wat ons kykers hier op Goeiemôre Good Morning sal wil weet is, wat doen Henny Leroux deesdae en hoekom is jy terug uit die groot smoke uit na Port Elizabeth toe? Hallo Annie, wonderlik om saam met julle te kuier vanoggend. Ja, interessante vraag. Ek hou baie van jou uitrusting. Maar ja, ek is oorspronklik gebore in Gramstad in die Oos-Kaap. So, jy weet, ek het 'n goeie 30 jaar gespandeer in Johannesburg, wonderlike tyd gehad. En jy weet, ek het 'n klein natuurreservaat hieronder waarna ons kyk. Jy weet, dit het my so half teruggebring, jy weet, huis toe in hierdie Oos-Kaap omgewing. Maar van die goed waarmee ek betrokke is die invoer van 'n redelike spesiale produk wat kragverbruik op jou lugverkoelingsstelsels inbring. En dis die eerste in die wêreld. So dis baie uniek en ons werk redelik hard om dit aan die gang te kry. En natuurlik Apex Auctions wat ook hardloop. So besig. Henny, ek dink een van die interessante dinge is dat hier vanjaar is so oor 6 weke vanaf, is dit 40 jaar sedert jy en François hulle die Wêreldbeker op Ellis Park gewen het. Kan jy dit glo? Kan jy dit oorvertel? 40 jaar? Annie, jy maak my nou veel ouer. 40, 30, help my. Nee, 30, ek terg sommer. Ja, nee, kyk, ek moet sê die lyf voel die sere, so dit voel 40, maar ja, nee, wat 'n voorreg. 30 jaar terug, dit was regtig vir ons iets spesiaal. Jy weet, dit was regtig wonderlik om dit te deel saam met 'n goeie span spelers wat alles vir hulle land wou gee, jy weet. Henny, ek wil jou net terug wat jy praat altyd daaroor en ek dink dis iets wat ons kykers miskien sal weer van jou wil hoor. Daardie openingswedstryd op Nieuweland teen Australië, toe almal die volkslied speel omdat jy so naby was. Toe jy afkyk, toe wat maak jou Springbok truitjie asseblief? Jy ken die storie. Ja, nee, kyk, die ondersteuning op die ou Nieuweland destyds was iets spesiaal geweest. En die einde van daai volkslied het ek so afgekyk en my trui so vibreer en ek het met myself gedink, is dit uit pure bangheid of is dit nou jy weet, my hartkloppings, wat veroorsaak dit? En toe ek so diep asemhaal, toe besef ek, dis die klankgolwe wat afkom van daai hoofpaviljoen af. En ek moet sê, toe ek daar omdraai het ek geweet, hierdie een gaan ons nie verloor nie. Dis so goed om te hoor. En daar was vir jou net 3 jaar van toetsrugby beskore. En toe ek so na jou loopbaan kyk, meer as 200 eerste klas wedstryde, maar net die 27 toetse en die 34 punte wat jy bymekaar gemaak het jy miskien bietjie vinnig halt geroep aan jou toetsloopbaan as jy nou terugkyk, of nie?
Ja, kyk, Annie, 92 was ons deel van die eerste toer uit die land uit. Jy weet, so alles was amateur voor dit en ek dink jy weet, na 95, 96 het ons professioneel gedraai. Goed het baie verander. Jy weet, ek het die spelersunie gestig op daai stadium, wat moontlik nie altyd in die regte lyne aanvaarbaar was nie. Maar ja, so gegeewe daai geskiedenis, jy weet, het ek 'n deel gebring in 'n tydperiode waarvoor ek baie dankbaar was. Ons vier natuurlik vandag amptelik Suid-Afrika se taal Afrikaans as sy 100ste verjaardag vandag, maar daar is sekere woorde in rugby wat jy nou maar net nie kan vertaal nie. 'n tackle is die eerste ding. En soos oom Frik sou gesê het, geskoor, gedrap en gepleis. Daar is nou maar net nie van hulle terme wat jy net nie heeltemal mooi in Afrikaans kan sê nie. Is so, nie waar nie. Ja, nee, ek moet sê, en niemand kon dit so goed uitdruk soos Gerard Villiers nie. Ek moet sê, ek lus hom nog as ek elke nou en dan rugby kyk. Ek is absoluut dieselfde daar wat dit aanbetref. Net voor ons tot sien sê, jy was die stigter en president van die Spelersunie wat nou natuurlik soveel ongelooflike goeie werk gedoen het. Nog 'n ding waarop ek seker is jy's baie trots. Ja, kyk, ek wil, daar was vele druk op daai stadium in terme van kontraktering en spelers se regte en so voorts. So dit was 'n goeie 10 jaar se harde armdruk om daai posisie, en ek dink jy weet, die Unie het gegroei en dis op 'n baie goeie plek huidiglik. Laastens 'n groot seisoen voor vir die Bokke, wat sê jy? Ja, kyk, dis altyd 'n groot seisoen. Ek bedoel, Rassie het die standaard regtig opgetel en ek moet sê die spelers gee alles. Dis 'n wonderlike 'n span om te sien hoe groot en uitgebrei hy is, dat ons daai hoeveelheid diepte het en die talent nou net aankom. So dis wonderlik om te sien dat jy weet, hulle ons land so goed doen en die beeld wat hulle daar uitdruk vir ons is regtig fantasties. Jy weet, Suid-Afrika het so groot lus vir iets wat ons sal hom daar moet los, ongelukkig. Ons tyd is eintlik al verby. Henny Leroux, ons is net hierna terug.